Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ek vertrou dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u so 'n bietjie kon uitrus en dat u kans sien vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week wat die Here ook tot ons lewens toegevoeg het. Ek wil u groet met die baie besondere woorde van Halleluja lied 213. Nou Halleluja lied 213 is nie 'n baie bekende Halleluja lied nie, maar kosbare woorde en ek lees gou vir u wat staan in hierdie Halleluja lied. As u tydjie het, lees asseblief deur die 4 versies. Ek gaan net so 1 of 2 vanmôre vir u aanhaal. Daar staan: O Here, my sielsverlange, hoe kan ek u ontmoet? U loof met dankbare sange, o ewige hoogste goed. Skenk ons u lig en leiding en rig ons deur u gees, sodat ons met verblyding mag wandel in u vrees. Vers 2 is besonder. Die skrywer sê, ek was verslaaf, gebonde. U kom en maak my vry. Ek was bevlek met sonde, u kom en reinig my. My lewe was 'n sterwe, u het my op laat staan en laat my skatte erwe wat nimmer meer vergaan. Pragtige lied wat vir ons die hart van iemand openbaar wat eens in die sonde vasgevang is en nou by die kruis uitgekom het, gered geword het. God het hulle uit die duisternis oorgebring na sy wonderbare lig. En mag u en ek ook met hierdie kosbare waarhede hierdie dag tegemoet gaan en sê, Here, ek bid dat u my ook sal leer en lei in u waarheid, sodat ek u in alles kan verheug en kan uitsien na daardie groot en deurligte dag wanneer ek u in u heerlikheid sal sien, net soos u is. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie praat oor die gedagte van kom ons raadpleeg die Here. Die hele gedagte gaan oor, vriende, die feit dat ons baie keer besluite maak in ons lewe, besluite neem, sê eerder so, ons doen sekere dinge, ons gaan na sekere plekke, en dan het ons nie regtig die wysheid en die insig en die genade van die Here afgebid oor die bepaalde besluit, of die situasie, of die ding wat in my lewe gebeur het nie, of moet gebeur nie. En ag vriende, die gebed van my hart is dat u en ek uit Dawid se lewe sal leer. Want in 2 Samuel 5 lees ons hoe Dawid die oorlog van die Here geveg het. En u moet tog hierdie oorlog sien in die lig van God se geregtigheid, waar hy hierdie heidense nasies kans op kans, jaar in, jaar uit, dekade in, dekade uit kans gegee het om hulle te bekeer tot God van hulle nietige afgode. En hierdie Filistyne en Jebusiete en Feresiete en Kanaaniete wou dit nie doen nie. Hulle het hulle harte bly verhard teenoor God. En dan het die Here sy konings en sy rigters gebruik om hierdie volkere te oordeel. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die see en alles wat daarin is. En die Bybel sê ons mag voor geen ander God buig nie. Hierdie was afgode dienaars. En na baie dekades van genade wat die Here oor hulle uitgestort het, sy son, sy reën, sy versorging, het die Here ook vir Dawid gestuur om dan die oordeel dan ten uitvoer te bring. Nou lees ons hoe Dawid hier in 2 Samuel 5 die Here raadpleeg en hy bid en hy vra vir die Here of hy moet optrek teen die Filistyne. Die Bybel sê die Filistyne het gekom en hulle versprei in die dal van Rephaim. Toe het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne, sal u my in hulle hand gee? En die Here het aan Dawid gesê, trek op, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. En vriende, ons is nie besig met oorloë in ons lewe nie, maar ons is met 'n geestelike oorlog besig. Ons is besig om elke dag besluite te maak. Ons moet keuses uitoefen. Daar is sekere dinge wat ons moet doen, sekere goed wat ons voor nee moet sê en sekere goed wat ons ja voor moet sê. As jy jonk is, moet jy 'n werk kry. Daar is 'n vrou wat jy moet trou. Daar's 'n plek waar jy by moet bly. Daar's 'n gemeente wat jy by moet inskakel. En so kan ons die besluite vir u noem, een na die ander. En daarom is dit belangrik om soos Dawid die Here te raadpleeg. En vir die Here te vra, Here, gee my wysheid in die besluitnemingsproses, in dit wat ek moet doen, die weg wat ek op moet gaan. Nou vriende, die Here antwoord ons nie soos hy vir Dawid geantwoord het met 'n hoorbare stem nie, maar soos ons stilte tye hou en ons lees sistematies deur die woord, antwoord die Here ons op 'n baie besondere manier. Glo my, ek het al self horde keer is dit in my lewe ervaar. Ek met baie ander kinders van die Here gepraat het, presies dieselfde ervaar. God praat met ons deur sy woord. Hy herinner ons aan sy woord. En wanneer ons by hierdie besluitneming kom, hierdie keuses kom, hierdie dinge wat ons moet doen, dan is die Here getrou. Maar wat my baie interessant was, en dit is wat ek by wil stilstaan vanmôre, is dat net daarna sê die Bybel vir ons dat Dawid het hierdie Filistyne verslaan, hulle het gevlug en hulle toe versamel, 'n groot groep het versamel om weer teen Dawid te veg. En die Bybel sê nie vir ons dat Dawid net gesê het, ag, die vorige keer het ek gewen en nou sal ek weer wen en ag, kom ek trek maar net uit en kom ek doen wat ek die vorige keer gedoen het nie. Nee. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, maar die Filistyne het nog weer opgetrek en hulle in die dal van Rephaim versprei. En die Bybel sê, toe raadpleeg Dawid die Here en hy sê, jy moet nie optrek nie. Trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse. En as jy geruis van die voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor,
moet jy gou maak, want die Here het voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. Wat vir my so mooi was in hierdie gedeelte is dat die Filistyne optrek na presies dieselfde plek. Die Filistyne wil weer teen Dawid oorlog voer. Dit was redelik kort uit mekaar uit gewees wat hierdie oorlog plaasgevind het. En wat vir my mooi was, is Dawid gaan raadpleeg weer die Here. En dit is vir my 'n aanduiding, vriende, dat ons daagliks met die Here in gebed moet kommunikeer. Dis noodsaaklik dat ons daagliks sy woord moet lees. Ons situasies aan die Here moet voorlê, verduidelik. Vir die Here sê, Here, U weet, in hierdie situasie het ek U wysheid nodig. Here, U het in die Ou Testament die volk gelei deur die wolkkolom en deur die vuurkolom. U het deur U profete gepraat, vandag praat U deur U woord met ons. Here, wil U nie vir my U woord gee, dat ek ook kan verstaan, dat ek ook kan weet, dat ek ook kan leer, dat U my ook kan onderrig op die weg wat ek moet gaan. Vriende, die oomblik wanneer ons dit gaan doen, gaan ons met groter wysheid kan optree. Gaan daar minder struikelblokke in ons lewe wees. Gaan daar minder van hierdie plekke wees waar ons skibreek gelei het, waar ons op die rotse geloop het, waar ons deur die storm getuister word, waar ons vrees dat ons lewens sal vergaan. Want U sien, die oomblik wanneer ons maar net blindelings in 'n ding instorm, dis dan wanneer ons probleme gaan optel. Ek hoor dikwels hoe jong paartjies, weet, die meisie raak verlief op die ouetjie. Die ouetjie ken nie die Here nie, maar die meisie sê, ag nee, wat ek sal hom verander, nee. Ek is 'n kind van die Here en my getuienis is so sterk en ek staan so vas in die Here, om maar net 6 maande later in die huwelik te sien dat hulle huwelik op die rotse geloop het, omdat hierdie man die Here nie geken het nie, of andersom. Of 'n werksplek, die ou hoor, hy kan 'n ekstra R300 hier verdien, en hy los alles wat hy ken en weet, en die getuienis daar reeds kom vestig het, en die wonderlike werk wat hy al reeds vir die Here by sy werksplek gedoen het, los hy vir 'n skamele paar rand, en hy gaan na die nuwe werksplek toe, om 6 maande later agter te kom, dat hierdie plek eintlik in 'n finansiële verknorsing sit. En daardeur sê ek, vriende, nie dat ons nie besluite moet maak, of keuses moet uitoefen nie, maar wat ek wil vir u sê, ons moet versigtig wees, Bybels daaroor dink, en dan Bybelse besluite maak. Die Bybel sê in Jesaja 28 vers 16, hy wat glo gaan nie haastig wees nie. Ons sien dit in Dawid se lewe, hy was nie oorhaastig toe die Filistyne 'n tweede keer na hom toe trek nie. Hy het gebid, hy het op die Here gewag, en die Here het vir hom duidelike leiding gegee. En wil ek vanmôre hierdie gedagte by u laat, dat u en ek ook met die wysheid van die Here sal optree. Dat ons vir die Here elke dag sal vra, Here, ek wil u raadpleeg vir hierdie bepaalde situasie. Ons praat nie nou van die elke dag se alledaagse dingetjies, weet ek moet gou gaan inkopies doen. Nou, ek hoef nie vir die Here te vra, moet ek dit gaan doen of moet ek dit nie gaan doen nie. Vriende, dit is voor die hand liggend. As ek inkopies moet gaan doen dit. As jy vandag sekere dinge moet gaan betaal, skuld moet gaan betaal of na 'n bepaalde plek toe moet ry, doen dit. Maar ons praat van groot besluite wat jou lewe radikaal kan verander, jou lewe totaal in 'n ander rigting kan stuur. Neem tyd om die Here te raadpleeg. Vra hom vir wysheid. Toets al die inligting wat jy het aan die waarheid van God se woord. En gaan op God se leiding uit sy woord. Ek onthou in een gemeente, op 'n stadium, die kerkraad met my kom praat, en het my gesê, luister Gerard, ons wil jou beroep na ons gemeente toe, en ek was so opgewonde daaroor gewees, want ek was in hierdie bepaalde gemeente al vir jare gewees, ek was redelik moeg, baie uitdagings gehad, 'n groot gemeente gehad, baie verantwoordelikhede, en ek sê vir my vrou, jong, ek sien uit na hierdie nuwe beroep, die kerkraad het sê, hulle gaan my beroep, en daai bepaalde oggend sit ek in my studeerkamer en ek maak my Bybel oop en ek lees daar uit Timoteus en ek onthou soos gister die woorde van Warren Wiersbe uit sy boekie With the Word. En daar het gestaan dat Timothy wanted a new assignment, but Paul urged him to stay where he was. The next time you want to abandon your assigned place, consider the following. En daardie môre die Here so duidelik uit sy woord met my gepraat, dat ek net daar in my voetspore gestop het. Vir my vrou gaan sê, luister, ons sal nie die beroep aanvaar, sou dit na ons kant toe kom nie. 'n Paar weke later het die beroep na ons kant toe gekom, ons het die beroep van die hand gewys, en die Here het ons ryklik in daai gemeente geseën waar ons op daardie oomblik was. En ek dank die Here tot vandag toe nog, dat hy met wysheid en die waarheid van sy woord met my gespreek het, en dat ek die regte besluit kon maak en hom kon verheerlik. So hierdie gedagte is eenvoudig, vriende. Kom ons raadpleeg die Here, kom ons vertrou hom, kom ons gaan nie hals oor kop in 'n situasie in nie, maar vertrou op die Here met ons hele hart en ons steun op ons eie insig nie. Ons ken hom en al ons weet dat hy ons paaie sal gelyk maak. Vriende, groete vir u, mooi dag verder.